Okay mense, vandag se video is 'n klein bietjie anderste. Dit gaan nou of stemgreep, dit gaan nou maar meer spesifiek gaan as jy moet onttrek. Onthou ek het gesê jy moet 'n kombinasie maak van die twee. Nou dis baie moeilik om te onttrek as jy nie 'n voertuig het wat werk nie. So dit is maar die moeite werd om te sorg as jy nog die vermoë het en jy het nog 'n paar rand, kry daai voertuig padwaardig of so padwaardig as moontlik. Moenie opeindig waar jou voertuig 10 jaar laas gediens is en jy wil nou een of ander pad ry wat 3, 4 of 6 of 800 kilos weg is en jy dink hy gaan dit maak nie, hy gaan oppak langs die pad. En onthou net, jy gaan net dan saam met jou kan neem wat jy op jou rug kan sit. So dit is baie belangrik om daai konsep te verstaan. Ek sê nie jy hoef 'n nuwe kar te koop nie. Ek sê ook nie jy moet 40 of 50 000 rand gaan spandeer om jou kar reg te kry nie. Maar jy kan sekerlik jou eie kar 'n bietjie diens of hom ten minste laat diens. Daar's ouens wat redelik goeie specials het met die tipe goed. Maar maak seker dat jy hom so padwaardig as moontlik kry. Dit help nie jy het 'n voertuig wat nie padwaardig is nie. Soos ek sê, jy gaan op die ou ende opeindig langs die pad. En dit is belangrik om daai konsep te verstaan want op die einde van die dag, weer 'n keer soos wat ek nou maar gesê het, jy weet jy moet maar altyd jou goed so jy weet jy moet 'n kombinasie doen van jy gaan by jou huis bly of jy gaan onttrek. Dit is die realiteit. En dit is baie belangrik om daai konsep te verstaan want as jy nie meer by jou huis kan bly nie, wat gaan jy dan doen? Dan wil jy nie dan probeer wil onttrek nie, want dan gaan jy nie noodwendig die vermoë hê nie. So hou maar jou voertuig soos ek sê so diensbaar as moontlik. En soos ek sê, as hy 'n groot fout het, sort dit maar uit. Spaar net maar daai bietjie geldjies en maak seker hy is in 'n werkende toestand. Laat op die einde van die dag laat jy wel kan die voertuig gebruik om te onttrek of weg te beweeg uit die gevaarlike sone uit of hoe ook al jy dit nou maar sien. Baie belangrik. Jy moet maar soos wat ek sê, daar is ouens wat daarom redelik glo ek goeie specials daarom sal hê in jou omgewing. En jy moet net nie val vir al die ander goedjies wat hy dalk wil doen nie. Hooplik het jy 'n vriend wat bietjie na die voertuig vir jou kan kyk en net vir jou kan sê hoor jy moet maar kyk na hierdie en hierdie. En dan kan hy dalk vir jou sê, jy weet, dis wat jy gaan nodig hê ensovoorts. En hooplik is dit goed genoeg dat jy ten minste met jou voertuig 'n sekere afstand kan beweeg. Al is dit net uit die moeilike deel uit of die probleemarea uit. Maar ja, dit is wat ek sal doen vir voertuie. Maak maar seker hy is in lopende toestand en so padwaardig as moontlik. So dit help ook nie jou voertuig is nou gediens en dan val die wiel af nie. Dit is ook puntloos. So sorg maar dat hy so padwaardig is as moontlik. 'n Goeie ding wat ek altyd sal voorstel is jy hom na 'n plek toe vat soos Dekra of so iets, laat hulle die padwaardigheidstoets op hom doen. Dit kos 'n paar rand, maar dit is regtig die moeite werd want op die einde van die dag identifiseer hulle redelik al die probleme vir jou en jy kan redelik maklik daai probleme dan nou uitsort deur dit te vat na 'n motorwerktuigkundige toe en hy kan hooplik die meeste van daai probleempies vir jou uitsort. En al kan jy nie, kan jy ten minste jy weet jou goed so beplan dat jy dan nou die voertuig wel kan uitsort volgens dit. Maar as jy nie dit byvoorbeeld doen nie, onthou daai ouens kyk maar meganies na die voertuig, nie noodwendig elektronies nie en ek weet die nuwe goed is maar baie meer elektronies gebaseer. Maar ek weer, dis daarom 'n beginpunt waar jy kan begin. En dan van daar af kan jy natuurlik werk en kyk wat gaan maak of jy gaan staan langs die pad en wat gaan maak of jy op die einde by jou plek waartoe jy wil gaan kan uitkom. So ek dink dit is nogal belangrik om daai konsep en die verskille ook net te verstaan. Solank as wat jy daai verskille verstaan, gaan jy jy weet die waar deur die drif kan trek. Letterlik en figuurlik, want op die einde van die dag, jy weet, soos ek nou al gesê het, dit help nie jy wil ergens heen gaan en jou voertuig kan nie ry nie. Okay julle, bye bye.